Maak die naam groot vanmôre. Maak die Here met my groot en verhef sy naam. Ons loof U. Tot in alle ewigheid is U die koning van die aarde. Ons loof U. Ons loof U naam. Broers en wat ek in my gees nou sien, is dat die Here se hart is rein oop op hierdie oomblik. Hy geniet dit wat hy hoor vanmôre. Hy geniet dit om te hoor hoe sy kinders sy naam groot maak en verhef. En wat ek ervaar op hierdie oomblik is die Here se hart is rein. Sy hart is oop. En hy vra vanmôre, wat is dit wat julle van my vra? Wat is dit wat jy begeer vanmôre? Hy is 'n goeie Vader. En hy wil homself aan jou openbaar. En terwyl die Here se hart vanmôre rein oop is, wil jy net jou versoek nou met danksegging bekend maak voor die Here en sê, Here, U ken my. Ek vra vanmôre as U kind, watter kind sal aan sy vader vir hom 'n brood vra? Vir hom 'n klip gee. En ons God wat goed is, weet wat jy nodig het. Sy hart is vanmôre oop. Maak gou vinnig jou versoek aan hom bekend. Here, ek vra U raak my liggaam aan. Here, ek vra U raak my siel aan. Here, ek roep my kind in die naam van Jesus. Here, ek bid vir my buurman. Here, ek het gebrek, maar ek weet dat U sal voorsien. Maak jou versoek bekend. Die Here hoor vanmôre jou gebed. Hemelse Vader, U hoor elke gebed wat opgaan vanmôre. U oor is vanmôre hastig om te hoor. En U hand is sterk om te help. Sal U vanmôre in U ontferming barmhartigheid uitreik na elke individu wat vanmôre hulle knie buig, wat hulle vanmôre hulle harte voor U uitstort. Soos wat U vanmôre sê, vra my, vra na my, ek sal jou hoor. Ek sal jou hoor in jou donkerste uur en ek sal jou uitred, sê die Here. Die Here hoor vanmôre, ons God is 'n God met ore, hy hoor jou gebed. En hy's haastig vanmôre om jou uit te help. Dankie Vader, dat geen gebed voor U gebuig gaan ongesiens nie. U ken ons. U ken selfs die diepste wese van ons hart. Baie dankie dat U vanmôre die kinderlike gebed hoor van elke seun, elke dogter, elke man en vrou. En dankie dat U vanmôre antwoord gee. Dankie dat U ook vanmôre vertroosting bring. En dat U vanmôre ook met krag is. Dus dankie vanmôre dat ons U kan ken as 'n God van ontferming. 'n God wat naby ons beweeg. Is 'n God van naby. Dankie vanmôre dat U beweeg tussen ons en dat U ons gebede hoor. Dat U by elkeen stil staan. Prys U naam. Wees stil my siel. En weet dat die Here God is. Waarom is jy so opstandig in my, o siel? Wat buig jy jou neer in my, o my siel? Wees stil. Wees stil voor die Here, jou Voormeerder. Buig jou neer voor die God van die heelal. Ons buig ons neer voor U, o Here. Your face is all. Dankie Jesus. Vat dit vanmôre. Vat ons. Neem Jesus met jou saam vanmôre.
Jesus maak van duisternis, maak hy dag. Hy maak van 'n hopelose situasie 'n oorwinningslied. Hy gee hoop vir die hopelose. Hy maak reg dit wat verkeerd is. Hy maak heel dit wat stikkend is. En daar Jesus is in ons binne. Hy is 'n goeie God. En hy is my God. En hy is jou God. Moenie angstig rondkyk. Moenie bekommerd wees nie. Alles gaan uitwerk. Alles werk ten goeie mee. Amen. Al is die storm so fel. My Jesus, hy is die God van die storm. As hy spreek, dan gaan lê die wind. Moenie dat die storm jou bang maak nie. Ek weet nie, ek voel maar net daar sommige mense is bietjie benoud. Bietjie angstig, bietjie bekommerd. Dalk so bietjie bang. Moenie vrees nie. God is met jou. Moenie klein gelowig wees nie. Die Here stoot jou nie af nie. Hy weet ons is soms mens en dat ons soms so bietjie rondom ons kyk en dat omstandighede so bietjie jou hart kan beetgryp. Die wonderlike ding van Jesus is hy het empatie met ons. Hy is nie 'n ongevoelige God nie. Né? Hy is nie soos daai liedjie wat sê from a distance. Né? God is watching us from a distance. Nee, naby jou is die woord. In jou hart, in jou mond. Hy is nie ver nie. My ou Boeta, jy het verlies gehad. Maar God gaan daai ruimte vir jou vul, man. Hy sal vir jou 'n pa wees. Hy sal vir jou alles wees waar jy voel daar 'n leemte gelaat is. God maak vol daar waar dit leeg is. Okay. Weet daar's 'n bietjie hartseer nog. Maar die Here vertroos vanmôre. En eendag gaan ons al daai ou trane afvee. En ons gaan in sy heerlikheid wees. Amen. Oh man, vanmôre wil ek net saam met u na die skrif toe gaan en ons gaan mekaar vanmôre so 'n bietjie opbou. Ons het nodig om mekaar soms net so 'n bietjie te versterk in die Here en te bemoedig. En ek wil sommer inval. Wil jy nooi om saam met my te lees hier in Lukas 22. Ons sien Jesus, hy praat hier met Petrus. Dis kort voordat Jesus gevange geneem sou word. Kort voordat Jesus gekruisig sou word. En ons weet dit gaan 'n traumatiese ervaring wees vir die disippels. Want hulle het hoop in hierdie Messias gehad. Hulle het geglo hy is die een wat gekom het om vir ons te verlos en as koning te kom regeer maar hulle gaan 'n teleurstelling kry nie lank na hierdie dae nie wanneer hulle Messias gekruisig gaan word. En Jesus kom na Petrus toe by geleentheid en hy sê vir hom in vers 31 van Lukas 22 en die Here sê vir Simon, Simon, sit sommer jou naam daarin. Wat is jou naam? Nikki. Die Here sê vir Nikki, Nikki, kyk, die Satan het vurig begeer om jou soos koring te sif. Maar ek het vir jou gebid dat jou geloof nie ophou nie. En as jy eendag bekeerd is, moet jy jou broeders versterk. Net tot sover. Want die Satan begeer om jou te sif soos koring. Maar Jesus sê vanmôre, ek bid vir jou. Ek bid dat jou geloof nie sal ophou. En eendag sal jy jou broeders versterk. Ons sien Jesus begin en hy sê, hy begin met 'n waarskuwing. Hy waarsku vir Petrus. Hy waarsku hom, Michael, hy sê, "O, ek moet vir jou waarsku, Michael.
Daar's 'n duiwel daar buite wat jou lewe soek. Hy wil vir jou sif, soos koning Herman. Die vyand het een doel voor oë, is om jou te verwoes. Dis sy missie. En hy weet ook wat sy missie is. Hy is nie verward oor sy missie. Baie van ons is verward oor ons missies in jou lewe. Maar die Satan is glad nie verward oor sy missie. Sy missie is om te lieg. Hy is 'n vader van die leuen. Sy missie is om te steel. Alles wat hy kan steel. En sy missie is om te verwoes. En hy weet. En hy is redelijk goed in sy missie. Ons moet hom daai krediet gee. Hy weet hoe om te steel. En om te verwoes. Ons sien dit reg rondom ons. So Jesus waarsku vir Petrus. Nou hou 'n gedagte dat Petrus, Jesus het geweet in sy alwetendheid dat Petrus gaan 'n leier wees in die kerk eendag. Die kerk wat hulle nog nie geweet het, wat is kerk nie. Daar was nog iets soos kerk, ja. Petrus het gehoor, Jesus sê, ek sal my kerk bou. Daar Matteus 16, maar hulle het nog nie idee, hulle was nog iets soos 'n kerkie. Maar Jesus het geweet dat Petrus gaan 'n leiersfiguur wees binne in die kerk, wat die Here self in die lewe gaan roep, wanneer hy heen gaan na sy Vader toe. En op die dag van Pinkster het hulle tonge van vuur gesien, en die kerk is gebore, Handelinge 2. Maar hy geweet, Petrus gaan 'n hooffiguur wees in die kerkwêreld. Dis hoekom ons sien dat Jesus het vir Petrus saam met hom geneem na baie spesiale geleenthede. Kyk, daar is sommige geleenthede in die Bybel wat hy nie al die disippels saamgevat het nie. Hy het net so die uitsoek gehoor saamgevat. Hoe is al lekker as die Here jou soms net so 'n bietjie een kant vat en sê, hoorie, ek wil vir jou iets spesiaals wys. En ons sien hoe die Here vir Petrus en ook in besonder vir Jakobus en ook vir Johannes. Daar was kere wat Jesus, die ander disippels sê, wag julle buite, of wag hier, dan vat hy net die 3 saam. Onthou julle, daar Markus 5, Jairus se dogtertjie? Yes. Hy het nie al die disippels laat ingaan nie. Vir wie het hy saamgevat? Vir Petrus, Jakobus en vir Johannes. Hulle 3, julle kan saamkom. Want Jesus het geweet dat hierdie 3 figure, Petrus, Jakobus en Johannes, gaan groot figure wees, voorgangers wees, leiersfigure in die kerk, waar die Here tot stand gaan bring. En daar by Jairus wil die Here vir hulle gewys het, ek is die een wat selfs uit die dode kan opwek. Maar ek wil hê julle moet dit sien, want julle gaan eendag getuig hiervan. Julle gaan die mense moet oortuig hiervan. Kom ek wys julle wie ek is. Kom ek wys julle hoe die krag, die opstandingskrag van my Vader deur my figureer. Ons weet hoe hy ook vir hulle saamgevat het, daar in Matteus 17, daar op Hermonberg, toe Jesus verheerlik was, onthou julle, vir wie het hy saamgevat? Vir Petrus, Jakobus en Johannes. Toe die Here voor hulle van gedaante verander, en die heerlikheid van God deur die kleed van Jesus skyn, sodat hulle kan sien, ek is die heerlikheid van my Vader, en julle sal eendag daarvan getuig. So Jesus het vir hulle na spesiale geleenthede saamgevat. Ons weet ook dat Petrus was die een gewees wat die eerste keer bely het dat Jesus is die Messias, die seun van die lewende God. Daarom Matteus 16 vers 16. En Jesus sê vir hom, o, salig is jy Simon Bar-Jona, vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar. Petrus, hy het dit erken. Ons weet ook dat Petrus was 'n man van durf en daad en mannemoed. Net soos Michael. I shall not be moved. Nee? Dink oor, onthou julle, daar in Matteus 14, nee? Toe die disippels op die see was, nee? En Jesus kom aangeloop op die water en sê, dit is 'n spook! En toe sê Jesus, kom Petrus, klim uit die boot uit, kom klim die water. Maar Petrus, nou wie spreek laat hoor nie. Toe ek weet, toe sy 1 voet uit, en hy is op die water. Hy was 'n man van durf. Hy het nie teruggestaan vir 'n challenge nie.
Dan daarin in Johannes 18, toe hulle Jesus kom gevange geneem het. Want hy in Johannes 18, wie was die man wat sy swaard getrek en sê, julle sal nie naby hom kom nie. Ek slat vir julle ore af as julle naby hom kom. Was Petrus. Hy was 'n ongevreesde man. Hy sal sy lewe aflê vir hierdie Jesus. Né? Ek sal al julle Romeinse soldate aanvat. Kom aan, ek sien kans maar vir julle. Hy was 'n man van durf. Hy was 'n dapper man. Nee man, net soos maar se klein seker. Seker. Dit is klein. Né? So hierdie Petrus, daar was baie tekens, jy sien, en onthou, nou is die vyand daar, en hy sien hoe die Here vir Petrus uitsonder, en hy sien al hierdie gebeure in Petrus se lewe, en die vyand het geweet, Jesus is besig om hierdie man voor te berei vir 'n baie groot taak. En al hierdie gebeure in Petrus se lewe het bygedra daartoe dat die vyand vir Petrus opgestel het as 'n teken met een doel voor oë. Ek beter hierdie man verwoes. Ek beter hom van kant af. Want hy het gesien Jesus is besig om hom op te stel. En broer en suster, kom ons sê dit 'n bietjie vir mekaar. Die vyand is veral agter ware leiersfigure aan. Ek praat nie van die leiersfigure wat hy klaar in sy hand het nie. Daar sommige wat leiers is, maar hulle is klaar in die hand van die vyand. Ek praat van ware voorgangers, kinders van God. Hy's agter hulle aan. Want hy weet, as hy een kan laat val, dan val baie saam met hom. Nie waar nie? Ons het al in die lewe gesien. Ware godsmanne wat val. En hoeveel mense val saam met hom. En hy weet dit. Okay. So Jesus kom. En ons moet onthou dat alhoewel Petrus hierdie mannemoed gehad het, hierdie durf gehad het hy ook so 'n bietjie van 'n kwesplekke gehad. Weet jy wat was een van sy kwesplekke? Hy het so 'n bietjie takt gekort. Hy was so 'n bietjie impulsief. Né? Bietjie oorhaastig partykeer. Wie van julle is ook so? Dit as dit goed voel doen dit. As dit reg klink doen dit. Jy weet, dit kan mos net die Here wees nie. Want hier staan nie deur waarby oop vir my. Ek moet net deurloop. Weet jy, bid, Here, bevestig vir my, maar nog voor hy kan antwoord, het jy al klaar gesê, nee, hy bevestig. Né? Ons is maar almal so 'n bietjie impulsief. En Petrus is ook so. Hy was ook 'n bietjie impulsief. Want jy daar in Matteus 16 nadat hy het nou net gesê, eers die Jesus, die seun van die lewende God. Toe vertel Jesus vir die disippels, waar hy gaan nou moet sterf, hy gaan na Jerusalem toe moet gaan. En nou in vers 22, daai selfe Petrus draai hom en sê, Here, oor my dooie liggaam sal ek toelaat dat u sterwe. Ek sal nie dat u na Jerusalem toe gaan. En die oomblik toe hy dit sê, toe hoor Jesus die stem van Satan. Want wat was Satan se missie? Om te keer dat Jesus kruis toe moet gaan. Dis hoekom Satan wil vir Jesus 'n kort pad geoffer het daar in die woestyn. Hy sê nee, jy het nie nodig om kruis toe te gaan nie. Jy weet, na die kruis kom die kroon. En nee, ek kan nou vir jou kroon gee. Val net neer en dan bid my en ek gee jou al hierdie koninkryk. Ek sê hy het hom probeer om te oortuig, moenie kruis toe gaan. Baie sommer nou. Dan gee ek jou sommer nou. Jy het nie nodig om te sterf en dan verheerlik te word nie. Ek verheerlik jou sommer nou. Ek sal jou verheerlik. Hè? Die sien Satan het in Jesus al klaar die anti-kris gesien. Buig net vir my, aanbid my, en ek sê jou alles gee. En Jesus het die offer van die hand gewys, sê, gaan weg agter my Satan. Maar hier kom Petrus, en hy sê, nee, jy gaan nie kruis toe gaan nie. Wat hoor Jesus? Hy hoor alweer die stem van Satan. Wat hom wil verhinder om kruis toe te gaan. En Jesus sê, gaan weg agter my, Satan! Jy onderskei nie die dinge van die Here nie. Jy onderskei nie my Vader se wil nie. Dis my Vader se wil dat ek kruis toe gaan. So hier, Petrus was 'n bietjie impulsief daar. Hy het nie lekker gedink. Of, want dan Johannes 13, toe Jesus die disippels se voete was, sê Petrus, nee, jy gaan nie my voete was nie. Dit is 'n slaafse werk hierdie, Here, my voete is vuil. Ek gaan nie my voete was nie.
En toe sê Jesus, as ek nie jou voete was, het jy geen deel aan my. Hy sê, nee man, in daai geval, Here, nee man, was sommer alles, ek vat my sommer vir 'n bad my sommer, Here. Jy kyk hoe impulsief is die man. Totaal oor na die ander kant. Sê, toe moes die Here hom kalmeer en sê, hy, dis nie nodig vir 'n bad nie. Dis net nodig. Want hoekom? Want Petrus, ek wil vir julle iets leer. Daar's 'n beginsel wat ek wil leer. En mense, hier's nou nog sommer 'n beginsel. Ek weet daar's hierdie bedieninge, voete was bedieninge. Jy weet dan as jy hoor die pastoor sê, hoor die volgende Sondag was ons voete, dan is die kerk amper half leeg. Want niemand weet my voete, want my een toon staan die kant toe aan. Jy weet, of jy gaan sommer vir 'n pedicure daai week, want alles moet net 'n mooi plek wees. Weet, jy gaan nou mos. Luister, dis nonsens hierdie. Jesus het nêrens gesê ons moet 'n voete was bediening begin. Weet julle hoekom het Jesus daai disippels se voete gewas? Dankie Martie, hulle voete was vuil. Dis hoekom hy hulle voete gewas het, want hulle voete was vuil. Hulle het in stofstrate geloop, hulle het sandale gedra en dit was, hulle het slawe gehad, as jy ingekom het by die huis, dan moet jy jou sandale uittrek, dan was dit die hoflikheid van die eienaar van die huis om sy slawe bevel te gee, om sy voete, die voete te was, voordat jy ingestap het. Dit het nie gegaan oor die daad as oor die beginsel nie, en dit is, Jesus het gesê, ek het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien. Hy het dienaarskap aan hulle gedemonstreer. En dienaarskap in daardie dae was, word 'n slaaf, word 'n dienaar, was voete, dit was die beginsel. As iemand die beginsel van dienaarskap aan my wil bewys vandag, ons is in die 21ste eeu, weet julle wat kan julle doen, as julle my dienaar wil wees? Ag kom, was my kar. Dis die beginsel, kom, was my kar. Nie nog my voete te was, he? So Johan, hoe lyk het? Morgen? Ek het sien alles. So, ja, nee, maar hulle bewys gereeld dienaarskap. Verstaan die beginsel. Ons wil baie keer die letter vat, maar ons sien nie die boodskap agter dit. Is julle met my? So ons sien dat Petrus was bietjie impulsief. Maar hier kom Jesus en hy sê vir hom, Petrus, die vyand begeer om jou soos koring te sif. Jy sien in daai dae, as jy bietjie meel nodig gehad het, jy sulke koringaar of koringkorrels gehad, dat jy het gevat na 'n meele toe, dat hulle so 'n grinder gehad, nie soos ons vandag nie. Nee, en dan grind hulle nou die goed, dan kry jy so 'n grove meel daar uit. En daai grove meel is eintlik nog nie bruikbaar nie, want daai graner van daai grys klippies kom nog los, en is nog binne in daai grove meel. Nou moet jy daai grove meel met daai klippies en grys, moet jy nou verder vat, en dan moet dit deur 'n verdere siftingsproses gaan, om van die klippies en die grys ontslae te raak, sodat die meel bruikbaar kan wees. Nou kom Jesus en sê vir Petrus, Petrus, die vyand begeer om jou soos koring te sif. Met ander woorde, hy wil jou afskei van my af, soos wat die klippies en die grys afgeskei word van die suiwer meel af. So wil die vyand jou van my afskei. En kom ek sê vir jou, luister, dis die vyand se begeerte vir almal van ons. Hy wil ons almal afskei van die Here af. Hy begeer dat ons nie met God wandel nie. En hy wil ons afskei van die Here af, en hy wil ons afskei van sy liggaam, sy kerk af. Né? Want as hy jou kan een kant kry, soos my boetie altyd sê, as hy jou kan een kant kry, dan kan hy met jou kop begin lig. Dan kan hy begin vir jou sê, nee, sien, niemand is lief vir jou nie. Niemand dink jy, niemand gee om vir jou nie. Maar eintlik is dit jy wat begin wegbeweeg. En hoe verder jy van die vuur af beweeg, hoe kouer raak dit. Né? En dis die vyand se strategie. So, hier kom Jesus en hy waarsku, hy begin met 'n waarskuwing. Petrus, die vyand, hy wil jou sif, soos koring. Hy wil jou afskei van my af. Maar toe gaan Jesus verder en hy sê, en nou kom hy met 'n woord van bemoediging. Hy sê, maar ek het vir jou gebid dat jou geloof nie ophou nie. Jesus het gebid vir Petrus dat sy geloof nie ophou nie. Merk op,
Jesus het nie gebid vir Petrus dat hy nie gesif word nie. Jesus het nie gebid vir Petrus dat hy nie getoets gaan word. Hy het vir hom gebid dat sy geloof nie sal ophou nie. Dink gou 'n bietjie, mense sê altyd vir ons, o, bid vir my, bid vir my. Nee, dan baie keer dan bid ons, o, Here, bewaar hierdie man van enige teëstand. Bewaar hom van enige beproewinge, Here. Bewaar hom van enige terugslag en nederlaag en seer en pyn, Here. Laat dit net goed gaan met hom. Laat dit net altyd sukses wees in sy lewe, Here. Laat hy net opgaan. Hoeveel keer bid ons nie dit? Maar liewe vriende, is dit reg? As ons die hele tyd nie dit bid. Ek dink nie so nie. Want weet jy hoekom? As dit net ons begeerte is, dat dit net altyd moet goed gaan met my, dat alles net altyd sal uitwerk, dat alles net altyd verkoop op tyd, en daar net altyd oorvloed is, dan ontneem ons mense van die geleentheid om te groei deur die ervarings van nederlaag en terugslag in 'n mens se lewe. Weet jy, jou meeste groei in jou geesteslewe vind plaas in tye van moeilikheid. Dis waar die meeste groei plaasvind. Daar waar jy dink, ek is nou op my einde, dis in baie gevalle presies waar God jou wil hê, op jou einde. Ons het Vrydag gesê, God knocks us down so that we might look up. Daar waar jy dink, it's all over skidover, sê die Here, is presies waar ek jou wil hê. Want nou uiteindelik gee, jy sing nie meer net I surrender all nie, jy doen dit nou actually. Here, wel, ek het nou niks meer om te verloor nie, so, wat ook al oor is, vat dit, Here. Sê die is presies, ek wag al hoe lang, om daai woorde uit jou mond uit te hoor. En dan kom die Here, en hy doen in jou, wat jy in 'n miljoen jaar nie kom regkry. Uit jou eie vermoëns. Wat? Ons ontneem mense van daai groei. So Jesus was wys in sy gebed vir Petrus, toe hy so gebid het. Hy het nie gebid dat hy nie gesif word nie, dat hy nie beproef word nie, maar dat hy sy geloof sal bou ten tye van beproewing. So dit was baie wys geweest. Was dit nie? En so, liewe vriende, is dit ook die geval in ons lewens. Waar ons deur beproewinge gaan. Maar die Here bid ook vir ons. Dat ons sal staande bly ten tye van beproewinge. Jesus bid vir Petrus dat hy sy geloof sal bou. Jy sien, dis asof die Here eintlik vir Petrus wil inlig. Hy lig hom eintlik in deur hierdie gebed om vir hom te sê, Petrus, die Satan ken jou kwespunte. En hy gaan vir jou aanvat op daai kwespunte. En jy gaan val. Jesus het geweet hy gaan val. Maar ten spyte van dit sê Jesus, ek bid vir jou. Ek bid vir jou. Sien, Jesus het ook geweet van sy kwespunte. Nee, Satan, Jesus het ook geweet van sy swakheid. Jesus het geweet dat nou. Dan gaan Jesus vir hulle vra om saam met hom te bid. Dan gaan hy nie slaap val. Hy het geweet dat hy gaan vir hom teleurstel. Petrus gaan slaap terwyl Jesus wil hy moet bid. He knew it. En hy het geweet dat kort daarna gaan Petrus hom 3 maal verloon. Jesus het geweet van sy kwespunte, maar hy sê vir Petrus, Petrus, ek bid vir jou. Wow. Ten spyte van die wete dat jy my gaan val, bid ek vir jou. Vanmôre ek voel in my hart ek moet vir iemand sê dat jy moet weet dat Jesus bid vir jou.
ten spyte van dat hy alles weet van jou. Hy weet hoe jy hom teleurgestel het. En nog gaan teleurstel. Maar hy bid vir jou. Jy sê, waar? Jesus bid vir ons. Ja, hy bid vir ons. Waar lees jy dit? Waar dink jy? In die Bybel. Ja, waar in die Bybel? Ek is so bly, julle vra sulke intelligente vrae. Ek hou daarvan dat julle die skrifte so ondersoek. Dat julle nie uitvat wat ek sê. Mense, Jesus het vir ons al gebid toe hy nog op die aarde geloop het. Jy het geweet, toe bid hy al vir ons. En hy is vandag steeds besig om vir ons te bid. Kom ek wys vir u. Gaan na Johannes hoofstuk 17. Johannes 17 vers 20. Jesus bid vir sy disippels. Jy kan die hele Johannes 17 gaan lees. Jy sal sien die opskrif daar, die gebed van Jesus vir sy disippels. Maar kyk wat sê hy in vers 20. Hy sê, maar ek bid nie vir hulle alleen nie. Met ander woorde, ek bid nie nou net meer vir die disippels nie. Vir wie bid hy nog? Maar ook vir die wat deur hulle woord in my sal glo. Vir wie het hy nog gebid? Vir almal wat deur die getuienis van die disippels en hulle woord, hulle geskrewe woord, hulle gesproke woord, ons sit met hulle geskrewe woord. Ons lees vandag nog hulle woord. Gaan lees Petrus se woord, die Petrus se woord. Gaan lees Johannes, dan hoor die Johannes se woord. Jesus sê hy bid vir almal wat deur hulle woord in my sal glo. Wie deur die woord van God tot geloof gekom? Ja, well, okay. So dan was jy ingesluit in daai gebed wat Jesus gebid het. Nie net vir die disippels sê hy bid vir almal wat deur sy woord. En wat het Jesus gebid? Dat almal een mag wees, net soos u Vader in my en ek in u, dat hulle ook in ons een mag wees, sodat die wêreld kan glo dat u my gestuur het. En ek het hulle die heerlikheid gegee wat u my gegee het, sodat hulle een kan wees, net soos ons een is. Eenheid is vir die Here belangrik, klink dit vir my. Dat ons eenstemmig sal wees. Ek en hulle en u en my, sodat hulle volkome een kan wees en dat die wêreld kan weet dat u my gestuur het en hulle lief. Met ander woorde, wanneer ons een is, sal dit 'n getuienis wees vir die wêreld dat Jesus hulle gestuur het. Ag, dat die Vader vir Jesus gestuur het. Dis juist omdat die kerk so verdeeld is dat die wêreld sê nee, Jesus kan nie 'n werklikheid wees. Kyk hoe lyk sy liggaam. Sy liggaam is in stukke. Sy liggaam is verward. Maar wanneer ons een is, sissies, is ons een hier onder mekaar. Is daar stryd hier tussen ons? Laat ons sommer nou bid daarvoor. Is jy een met jou boetie en jou sussie? Enige oorsaak van struikeling? Hoe lyk dit daar agter? Is julle een met die res? Kobus, is jy een met die mense? Die mense is julle een met Kobus. Julle gaan nie beklei omdat hy te sag of te hard of te vinnig of te stadig. Nee broers, ons moet die eenheid bewaar. Die broederskap moet bly. En die Here het baie oorklem, want ons eenheid is 'n getuienis teenoor die wêreld dat die Vader sy seun gestuur het. Vader, ek wil hê daar waar ek is, hulle wat u my gegee het, ook saam met my sal wees, sodat hulle my heerlikheid kan aanskou wat u my gegee het, omdat u my liefgehad het voor die grondlegging van die wêreld. En so kan u self verder lees. So dis Jesus se gebed, nie net vir die disippels nie, maar vir almal wat deur hulle woord in Christus sal glo. So Jesus het toe al vir ons gebid. Nou is die vraag maar, bid Jesus vandag nog vir ons? Wie sê ja? Wie sê nee? Wie sê ook weet nie? Wel, wanneer laas het jy Romeine gelees? Lees gou Romeine 8 vers 34. Hoor wat sê hy daar? Hy sê, wie is dit wat veroordeel? Hy vra, wie is dit wat veroordeel? Is Jesus dit wat veroordeel? Ja of nee? Okay. Hy sê, Christus is dit wat gesterf het, ja meer nog, wat ook opgewek is,
wat ook aan die regterhand van God is, wat ook vir ons. Hallo. Wat is gebed? Is om in te trek. Dis 'n baie groot aspek van gebed. Om to stand in the gap. To stand in the gates. Jesus tree vir jou in. Ja, en ons lees hier, hy sê, wie is dit wat veroordeel? Julle sê, dis nie Jesus nie. Jesus veroordeel nie. Nee? Wat sê Romeine 8:1? Daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus is nie. Maar dan moet jy in die gees wandel, nie in die vlees. Daar kom 'n dag waar God sal oordeel. Maar daai dag is nog nie nou. Jesus oordeel nie nou nie. Nee. Dink aan die vroukie, daai oorspelige vrou. Wat het Jesus vir haar gesê? Johannes 8:11. Ek veroordeel jou nie. Gaan heen en sondig nie meer. Jesus veroordeel nie. As jy dink Johannes 3 vers 17, wanneer laas het jy Johannes 3:17 gelees? Johannes 3. Weet ons lees altyd Johannes 3:16. Jy kan hom verbaal opset. Maar wat sê vers 17? Hoe is nou vers 17? Ja, daar is vers 17. Dis ook ons versie mense geword. Jy lees maar dit die vers. Maar kyk wat sê vers 17. Want God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. So hy het nie gekom die wêreld te veroordeel. Daar gaan 'n dag kom. Maar as hy nou so wie is dit wat veroordeel? Come on mense. Wie is dit wat veroordeel? Satan! Hy is die aanklaer van die broers. Dis hy wat veroordeel. Dis hy wat jou wil gaan aankla. En hoe baie keer hoor ek die Satan se stem deur mense wat so veroordelend spreek. Ons sê sommer, nee, jy gaan hel toe man. Jy gaan doodgaan man. Sê wat? Wat inspireer jou om die goed te sê? Deur watter gees werk jy? As Jesus self nie eers nou veroordeel. Wie is jy om te veroordeel? Hoe weet jy wat gaan gebeur met Petunia se lewe 'n jaar van nou? Al het sy ook nou wat gedoen, al het sy nou die vreeslikste ding gedoen. Hoe weet jy wat se pad God met haar gaan stap? 6 maande van nou af. Wie is jy om te veroordeel? Ek veroordeel jou. En dan moet ek myself veroordeel. En dis ook nie die gees waardeur ons werk. Jesus het gekom om te red. Om te red. Nie om te veroordeel nie. Dis Satan wat veroordeel. Jesus tree vir ons in. Dankie dat jy my herinner, ek het die mikrofoon in my hand. Kyk gou nog een versie, Hebreërs 7:25. Ek gedaal. Hy sê, daarom kan hy ook volkome red die wat deur hom tot God gaan, omdat hy altyd leef om vir hulle in te tree. Nee, ons mis baie keer die vers. So Jesus tree in vir ons. Hy het gekom om volkome te red, en die doel van sy intree is sodat jy gered kan word. Hy tree in sodat jy volkome gered kan word. Is dit nie lekker om te weet? Maar nee, Jesus tree in vir my. Hy veroordeel my nie. Hy tree vir my in. Want hy wil ek moet volkome gered word. Halleluja. Nou liewe vriende, Jesus bid vir Petrus, hy sê ek bid vir jou. En vandag wil ek vir julle sê, Jesus bid vir jou ook. Hy tree vir jou ook in. En Jesus weet, die vyand begeer om jou te sif soos koring. Maar wat tree hy vir jou in? Dat jy jou geloof sal bou. Hy bid vir Petrus. Hy bid vir hom, hy sê, Petrus, ek bid vir jou, dat jou geloof sal bly. En dit, terwyl Jesus geweet het, dat Petrus gaan knak.
wat sy dapperheid aan betref. Né? Met ander woorde, Jesus weet sy mannemoed en sy dapperheid gaan misluk. Maar Jesus bid nie vir hom daarvoor nie. Jesus bid vir hom dat sy geloof nie sal misluk. Dit maak 'n verskil. Ons misluk baie keer in onsself, né? En Jesus het geweet Petrus gaan misluk wat sy karakter aan betref. Maar Jesus is nie soseer daaroor nou geplan nie. Hy is meer geplan oor van jou geloof. Wanneer jy misluk. Nie as nie, wanneer. En net op, dapperheid was een van Petrus se sterkpunte. Ek weet die man was 'n visserman, man. Ek weet, hy het die dood al 'n paar keer in die oog gekyk. Hy was 'n rowwe diamant. Hy was nie bang vir niks nie. Dit was een van sy sterkpunte geweest. Ek weet, hier staan Petrus met hom blote swaard daar in Johannes 18. Hier staan hier die Romeine, hulle is gesoete getaai. Nee, hulle is gepanser. Gesoete getaai. Hulle is gepanser. Petrus staan daar met sy nagkleed aan. En 'n swaard in sy hand. Hy sal hom aanvat. Vreesloos, hy is nie bang om sy lewe te gee nie. Dis dapper man. Maar net die volgende dag gaan hy Jesus 3 maal verloon uit vrees vir sy lewe. Die een dag is hy nie bang om te sterf nie, die ander dag lieg hy omdat hy bang is hy gaan sterf. Né? Dit was een van sy sterkpunte. En wat sien ons? Die vyand vat hom aan op sy sterkpunt. Hallo? Hallo? Hallo, he's a golden nugget. He's a golden nugget. Jy sien, ons dink baie keer, o nee, die vyand ken my swakpunte. Hy val my aan net op my swak. Luister. Hy ken jou sterkpunte. Hy ken jou sterkpunte. En hy soek om jou te sif en om jou te prootjie, jou te laat struikel daar waar jy sterk is. Ja, ek kan nie help om te dink nie. Nee, ons het nie 'n probleem nie. Ons het hierdie uitgesort. Ons het nie nodig om te worry oor ons geloof of oor hoogmoed. Ons is sterk daar, ons het hierdie uitgesort. Pas op. Pas op. Hy vat vir jou aan daar waar jy sterk is. Weet jy hoekom? Weet jy hoekom? Want dis daar waar jy dink jy sterk is, waar jy sê ek het nie hulp nodig nie. I've got this covered. Ek het my pad gestap, ek is sterk hierso. Moenie oor my worry nie. Hier gaan hy my nie vat nie. Hoorie, dis presies daar. En dis ook hoekom die Here toelaat dat jy daar aangeval word, sodat jy kan sien dat jy het die Here nodig in elke liewe area van jou lewe. Nie net waar jy swak is nie. Jy het die Here nodig waar jy swak is en jy het die Here nodig waar jy sterk is. Want as hy wat vir jou sterk maak, daar waar jy dink jy sterk, hy wat staan, pas op dat jy nie val nie. Jy wat dink jy sterk in die area. So ek ook hierdie boodskap uit nog 'n Here, daar waar ek gedink het I've got this covered, vergewe my. Because I've got nothing covered if you're not in it. If God's not in it, I will not win it. In it to win it. God must be in it so I can win it. Otherwise the devil's going to win me. So hy val ons aan waar ons sterk is. En weet julle hoekom val hy ons daar aan? Want hy wil 'n wig inslaan tussen jou en God. Want weet jy wat gebeur? Daar waar jy sterk, want kyk, as jy glo ek is sterk, jy mos nou, jy weet, jy voel mos nou, nee man, hier gaan, I shall not be moved. Daaroor, jy's braaf, jy's amper vol van jouself in daai area. En jy dink, hier gaan ek, hierso, gaan hy my nie vang. Weet wat gebeur? Nou kom die vyand en hy val jou daaraan, en jy struikel en jy val. Daar waar jy gedink het, jy sterk. Daar waar jy gedink het, never in this situation. En weet wat gebeur dan? Dan kom die vyand in, dan sê hy, ha!
God het jou nie lief nie. Kyk net hoe jy God nou teleurgestel, selfs toe jy gedink het jy sterk. Jy stel die Here op alle vlakke teleur, man. God het jou nie lief nie. En hoe wil jy moet God jou nou gebruik? Kyk hoe jy hom geval. Ken jy daai stem? Nee, kyk hoe jy hom nou geval. En dan wat gebeur is, dan kom die vyand, ek praat nou sommer namens hom verbaal toe. Dan kom die vyand, en hy wil jou oorhaal, dat jy moet opgee op God. Want hy probeer jou oortuig, dat God het opgegee op jou. Maar kyk net wat het jy nou aangeval. So hy wil jou kry om op te gee. En hy wil vir jou sê, God doesn't love you. God has given up on you. So you can just as well give up on him. Dis hoekom ons afval op ons sterkte. Want hy weet jy daar kan kry, dan knak hy vir jou. Hy knak vir jou permanent. Dis net God wat jou gaan uithelp. So pas op, om aan jouself te roem, om te sê, I'm strong in this and this and this way. We need Jesus in every area of our life. Alright? So hier kom, Jesus sê, Petrus, Satan, hy wil jou sif, en hy gaan jou aanvat op jou sterkpunte. Daar waar jy dink, jy so braaf, môre gaan jy vrees vir jou lewe. Jy wat so vreesloos is vandag, wat bereid is om jou lewe vir my te gee, môre gaan jy lieg om jou lewe te spaar. So die vyand gaan jou wil sif, en hy gaan jou wil sê, you're not good enough. Maar Petrus, ek bid vir jou. Nie sodat jy nie gesif word nie, maar sodat jou geloof sal behou. Petrus, jy gaan my faal. Jy gaan misluk. Maar ek bid vir jou, dat jy in die geloof sal bly. Liewe vriende, kom ons wees bietjie eerlik. Wie van ons het nog nie misluk nie? Wie van ons het nie al teleurgestel nie? Enige getuienis? Ja, het jy al teleurgestel? Ons almal het teleurgestel. Maar ek wil vanmôre vir u sê, dat die Here veroordeel nie nou. Maar hy tree vir jou in. Hy tree vir jou in, my vriend. En hy wil hê, sy begeerte is, dat jy herstel sal word in jou verhouding met hom. Sy begeerte is om jou kragtig te gebruik, nog steeds. Ten spyte van die feit dat jy misluk het, wil hy jou kragtig gebruik, soos wat hy jou herstel in 'n liefdesverhouding met hom. Dink aan Petrus, hy het Jesus teleurgestel, die haan het 3 maal gekraai, hy het Jesus 3 maal verloon, hy het geslaap toe hy moes gebid het, keer op keer stel hy Jesus teleur. Maar halleluja, lees net bietjie verder in Petrus se lewe in, dan kom jy daar by Handelinge 4, nadat Jesus opgevaar het. Wie was die man wat opgestaan het voor die Joodse raad? Daar dieselfde raad, wat bygedra het tot Petrus se vrees, dat hy nie wil Jesus herken, toe hy diensmeisie gekom sê, maar jy was nie van hulle. Wat jy wou kry? Ek was nog nooit, ek ken die man nie. Nee? Toe staan daai selfe Petrus op voor die Joodse raad. Hoor net gou, wat sê Petrus vir daai manne? Hy sê vir hulle hier in Handelinge 4. Hy sê daar in vers 10, hy sê, laat dit bekend wees aan julle almal en aan die hele volk van Israel, dat deur die naam van Jesus Christus, die Nasareëner wat julle gekruisig het, maar wat God in die dode opgewek het, dat deur hom hierdie man gesond voor julle staan. Hy is die steen wat deur julle die bouers verag is, wat 'n hoeksteen geword het, en die saligheid is in niemand anders nie, want daar is geen ander naam onder die hemel wat onder die mens gegee is, waardeur die mens gered kan word nie. Kan julle dink, dis dieselfde man wat gesê het, ek ken hom nie. Dieselfde man. Dis hoekom ek sê, wie's ek en jy om 'n oordeel oor iemand se lewe te spreek? Wat weet jy en ek
van wat God met daai man se lewe of daai vrou se lewe vorentoe gaan doen. Hier's Petrus, hoeveel sou hom afgeskryf het toe hy Jesus verloon? Ek sal vir jou sê, as hy in my gemeente was, het ons vir hom sê, nee, jy's op sensuur, Boeta. Jy moet nou maar 3 jaar aangaan. Eers, jy sit maar net daar aan die banke. Né? Miskien sal ons vir jou vra om die mense te groet by die deur. Hier kom Jesus. Hy sê, Petrus, wanneer jy bekeerd is, kinders. Gaan jy 'n kragtige instrument wees. En daai eendag was sommer gou. Was sommer gou. Die Here lig hy man op. Alles te dank aan hy Jesus wat sê, neither do I condemn thee. Maar ek bid vir jou. Jesus bid vir jou. Hy bid vir jou bekering. Want hy gaan jou kragtig gebruik. As hy vir Petrus kon doen, dan kan hy dit ons vir jou ook doen. Halleluja. Ek moet klaarmaak, my tyd is verby. Hoor Jesus se laaste woorde. Hy sê, Petrus, wil ek jou geloof nie ophou nie, en as jy eendag bekeerd is, moet jy jou broeders versterk. En dis hoekom Jesus toelaat dat mense deur beproewing gaan, sodat jy empatie kan hê met ander wat nou deur daai beproewinge gaan. Dis hoekom Jesus wil hê dat ons kan assosieer met ander mense se pyn en seer en lyding. Hoe gaan jy assosieer as jy dieselfde daardeur gegaan het? Dis ook hoekom Jesus deur beproewinge moes gaan. Hebreërs 4 vers 15 sê, hy sê, laat ons dan vers 15, want ons het nie 'n hoofpriester wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is, net soos ons, maar sonder sonde. Hy kan medelee hê, want hy was versoek net soos ons. Hy sê, laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry. Want hy het medelee. Ons praat met iemand wat weet wat ons deurgaan. Dis hoekom hy deurgegaan, wat hy deur. Paulus kom in 2 Korintiërs 1. Ag, miskien kan ek nog net die versie vir julle lees. Ag, jy vra so mooi. 2 Korintiërs 1. Hoor wat sê Paulus dan? Hy sê dan verder, hy sê, geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, die Vader van ontferming en die God van vertroosting, wat ons troos in al ons verdrukking, sodat ons die wat in allerhande verdrukking is, kan troos, deur die vertroosting waarmee ons self deur God getroos is. Baie trooswoorde. Paulus erken self dat God het my deur al hierdie pyn, lyding en skilbreek en al hierdie goed gesit, sodat ek die pyn en die seer kan ervaar en God se hand en hulp en sterkte kan ervaar in daai pyn en seer, sodat wanneer ek nou vandag met julle praat, ek julle kan troos met dieselfde troos waarmee ek self getroos was. Paulus sê dit. So Petrus, jy gaan gesif word. Weet jy? Die duiwel, hy begeer om jou te sif. Dan die Betty, moenie dink die duiwel weet nie van jou nie. Hy weet van, hy ken jou adres. Hy weet wat jou koskas is. Hy weet van jou. Hy ken jou swakhede en hy ken jou sterkpunte. En hy begeer om jou te laat struikel. Hy begeer om jou te sif. Maar ek is vanmôre hier om vir u te herinner. Jesus bid vir jou. Amen. Hy bid vir jou. Dat jy mag versterk word. O, jy wil nog 'n versie? Ag, sorry, 'n laaste een. Dis my laaste een. Ek beloof. Ek beloof. Ag, Dora het so mooi gevra, man. Sy sê nog net eenetjie vaste, nog net een pasta. Kyk jy gou eens op Petrus. Kyk hier's op Petrus, want dis nou op die laaste stadium van sy lewe. Weet Petrus het ons nou al die goed gegaan en toe sy kragtig in die Here. En hoor Petrus se woorde net so voordat hy die tydelike met die ewige verwissel. Toe bid hy, toe praat hy in Petrus 4 vers 12. Hy sê, geliefdes,
Verbaas julle nie oor die vuurgloed van vervolging onder julle, wat tot julle beproewing dien, asof iets vreemds oor julle kom nie. Want dan mate julle gemeenskap het aan die lyde in Christus, moet julle bly wees, sodat julle ook in die openbaring van sy heerlikheid met blydskap kan jubel. Halleluja, so moet nie verbaas wees van 'n vervolging kom. Dit dien tot jou blydsaamheid. So, liewe vriende, hy begeer om ons te sif, maar moenie worry nie. Jesus bid vir ons. En hy bid nie dat jy nie gesif word nie. Hy bid dat jou geloof sal bly. En hy bid dat jy daarin sal leer om op hom te vertrou, in jou swak areas en in jou sterk areas, en dat jy sterk sal word daarin, sodat jy by 'n punt kan kom waar jy weer ander kan troos, ander kan bemoedig met dieselfde troos waarmee jy getroos is. Amen? Amen. Okay,